My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier, die koning van. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend by julle met 'n woord wat die Here in my hart gelê het, wat ek baie graag met julle wil deel. Ek wil ons boodskap vanoggend die titel gee, hoe belangrik is tiendes? En ek weet, mense dink altyd, ag nee, dis nie wat ek wil hoor nie, ek wil nie 'n boodskap oor geld hoor nie, ek wil nie die belangrikheid van tiendes hoor nie. Maar wat as dit absoluut verskriklik belangrik is vir jou om hierdie boodskap te hoor, omdat die Here jou vry wil maak. Nie net vry wil maak nie, maar dat die Here jou finansiëel wil seën en sy krag en sy Heilige Gees in jou lewe wil demonstreer en sy guns oor jou wil oopmaak. Maar omdat jy nie rondom jou geld in regstand met God staan nie, kan hy dit nie doen nie en sal hy dit nie doen nie. Kom ons luister na hierdie boodskap. Ons gaan gou hierna luister. Maleagi 3 van vers 6 af sê: Want ek, die Here, het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Nou hoekom begin ek hiermee? Want die mense sê altyd, dit is onder die verbond, dit is in die Ou Testament, dit is nie vir nou nie. Nee? Ek, die Here, het nie verander nie. OK, nou kom ons luister, in wat het God nie verander nie? Nou sê hy, sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie, keer terug na my. En ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare, maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? So daar's iets wat die volk in afvallig van geraak het. En hulle weet nie eens wat dit is nie. En die Here sê, keer terug en maak weer reg. Nou sê hy, vers 8, mag 'n mens God beroof? En ek wil jou op hierdie oomblik vra, mag jy van God steel? Mag jy van God steel? Ek dink jy gaan dadelik vir my sê, nee, ou kan nie, mag nie, wil nie, OK. Mag 'n mens God beroof? Want hy sê nou, want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? En hy sê, in die tiendes en in die offergawe. En nou kom hy met vers 9. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Kom hy in vers 10. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemele sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Julle, hoor wat sê hy hierso? Bring die hele tiende na die skathuis. Nou wat dink julle is God se skathuis op hierdie aarde waarheen jy jou tiende moet bring? Julle, dis die kerk. Dis die huis van God. Want hy sê dadelik, sodat daar spys in my huis kan wees. En ek, die Here God, het nie verander nie. Nou baie mense sê, ek gee dit vir my ouma. Dis nie wat in die woord van God staan nie. Die seën van die Here lê daarop dat jou tiendes en jou offerhandes na die huis van die Here moet gaan. Nee? En ek weet ons wil graag ons eie Bybel skryf, kom ons verander hierdie wat die Here gesê het, sodat ek my wil kan doen, want ek wil eerder my tiende vir my ouma, vir my klein boetie, of vir die arm ou op die straat gaan gee. Julle, die woord van die Here sê, bring die volle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En daar lê seëning daarop. Wat 'n seëning? Hy sê, toets my hierin, of ek nie die sluise van die hemele oor jou sal ooptrek nie. So julle weet julle wat, kom ons wees getrou
aan die tiendes en in die offerhandes. Nou gaan jy sê, dis wetties en dis oud-testamenties en dit is nie van toepassing op my nie. Kom ek gee julle 'n skrif. Toe Abraham Melchisedek tegemoet gaan, nou wie was Melchisedek? Die woord beskryf hom so, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, gelykgestel aan die seun van God. Hy sê toe hy Melchisedek tegemoet gaan, toe kom Melchisedek, kyk waarmee kom Melchisedek, met brood en wyn in sy hande, brood en wyn, die liggaam van Jesus Christus en die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis van my en vir my en jou sal vloei en ons vry sal maak van die wet kom maak hy ons vry aan die kruisvoor van, né? Raai wat doen Abraham toe Melchisedek met hom met die liggaam en die bloed en die brood en die wyn, toe hy met dit na hom toe kom, hy betaal hom 'n tiende van sy hele byt. Hy gee aan hom 'n volle tiende van die hele byt. Julle weet julle wat, dis diep in die Ou Testament. Bring Melchisedek vir hom wat ons in die nuwe verbond, né? En die vrymaking sal ingaan en daar betaal Abraham hom 'n tiende toe hy hom die vrymaking gee. O julle luister, laat niemand julle mislei nie. Nee, die tiende is heilig aan die Here en behoort aan die Here. En elke een wat nie sy tiende betaal nie, sal eendag as 'n dief voor God beskou word, want hy het van God gesteel. So ek wil vir jou met groot erns vandag sê, betaal jou volle tiende. Betaal dit in die huis van God. Betaal dit in die huis van God, sodat die sluise van die hemele oor jou oopgetrek kan word. En dan wat jy daarna in ander mense wil insaai, doen dit. Gee daai ou 100 000 as jy voel, jy moet vir Koos 100 000 gee. Gee daai ander oue kar as die Here sê vir jou, gee hom 'n kar. Gee vir Sunny of Gert of Hugo of wie ook al die persoon se naam is, 'n brood as jy hom 'n brood moet gee. Nee, maar jy haal dit nie uit jou tiende uit. En dan sê jy, wat oorbly sal ek vir God gee nie. Die Here toets jou hierin, of jy getrou sal wees in jou volle tiende en in jou offergawe. Nou, ek wil vir julle sê, in die tyd wat ons nou leef, het mense begin om nie hulle tiendes te betaal nie. Hulle sê, God sal verstaan. Ne? En of hulle sê, dit gaan swaar met ons kan nie ons tiendes betaal nie. As iemand sê, dit gaan swaar met ons kan nie ons tiende betaal nie, dan sê hy eintlik, as ek my tiende aan God betaal, is God nie in die mag om 'n bonatuurlike wonderwerk finansiëel oor my te doen nie. So ek kan hom nie vir dit glo nie. O julle, luister gou vir my. Hierdie is nie om geld uit jou uit te kry nie. Hierdie is om die sluise van die hemele vir jou oop te maak. Want hoor wat sê hy hier so verder. Hy sê in vers 11, ek sal die sprinkaan van julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie verwoes nie. So hy sê, waar die springkane op die ander ou se land sal kom en alles sal opvreet, sal God sê, hierdie man het my vertrou, hy betaal sy tiendes en sy offerhandes, al gaan dit hoe swaar, ek sal sorg dat die springkaan nie op sy land kom en sy goed opeet nie. Maar julle, daar's beskerming daarin. Nee? Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskade. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle in die land van die welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Julle weet julle wat? Ek wil die boodskap graag afsluit. Jy kan hier teens kop, jy kan hier teen beklei. Jy kan gaan probeer om skrifte te soek, hoekom jy hierdie nie hoef te doen nie. Nee, ek sit met getuienis op getuienis, op getuienis op getuienis, van bonatuurlike wonderwerke, uit die huise van armes, uit die huise van normale mense, uit die van net gewone mense, wat jy nou nie as arm dalk sal klassifiseer nie, uit die huise van rykes, nee, uit die huise van alle mense, waar hulle aan God in die tiendes en die offerhandes getrou was, dat die hand van die Here kragtig en sterk oor hulle was, dat sy aangesig oor hulle geskyn het,
dat hulle guns gekry het, wat jy amper kan sê hulle nie toegekom het nie, omdat hulle aan hulle God en hulle geld getrou was. En weet julle wat die ander ding? Ek wil gou vir julle sê, as jy God nie met jou geld kan vertrou nie, dan kan jy hom ook nie met jou gebed vertrou nie. Want die Here noem Mammon 'n god in die Bybel. 'n Afgod wat mense dien. En as jou geld vir jou meer waarde het, meer belangrik is, as om aan God getrou in jou tiendes en jou offerandes te wees, né? Sal jy voor God eendag staan as een wat Mammon liewer as God gehad het. O julle, moenie dit doen nie. Moenie laat dit jou oorneem nie. Wees getrou aan die Here. Daar's nog 'n skrif wat sê, you can never outgive God. Jy kan nie vir die Here in elk geval te veel gee nie. Nee, en wat jy saai, sal jy maai. En jy sal 'n mate hê, propvol, ingedruk en oorlopends te vol. So ek wil vir julle sê, as julle nie aan ons kerk behoort nie, gaan saai in jou kerk, jou volle tiende en jou offerande. Gaan saai jou volle tiende en jou offerande in jou kerk. As julle aan ons kerk behoort, né? Saai jou volle tiende hier in hierdie gemeente. As jy nie aan 'n kerk behoort nie, en jy weet nie waar om jou tiende te gee nie, ons gaan die kerk se bankrekening gaan ons op die skerm sit. Daar het jy dan 'n plek wat jy weer die huis van God is, waar jy kan saai en waar jy dan in die guns en die seën van die Here kan kom, wat jou tiendes en jou offerandes aanbetref. En jy hoef nie in ons kerk te saai nie, julle asseblief, nee, saai waar die Here op jou hart lê, maar laat dit in 'n huis van God wees, sodat jy getrou voor God kan staan. En dan, net 'n woord, moenie vir enige iemand sê wat jy gegee het nie, hoeveel jy gegee het nie, en dat jy nou jou tiende so getrou betaal nie. Die woord van die Here sê, dat jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. So, julle, ek kom met hierdie boodskap vandag na julle toe. Wees getrou in dit. Weet julle, want die finansiële omstandighede van hierdie wêreld kan nie heers oor die hand van God nie. Al is daar depressie in die land, sê ek nou vir jou, as God jou vind dat jy getrou in die tiende en die offerande was, sal hy bonatuurlike werke bo oor jou doen, né, sodat jy versorgd en voorsien sal wees. Soos byvoorbeeld Elia wat by die spruitkrit gaan sit het, en die kraaie wat steel, hulle steel goed, het met brood aangevlieg gekom, met kos aangevlieg gekom, en het af vir Elia gegooi, want hy was 'n man van God, wat in die wil en die wee van die Here gewandel het. Dit is die boodskap. Hoop nie het aanstoot geneem nie, want ek het dit regtig uit die liefde van my hart, omdat ek wil hê dit het met jou goed moet gaan, het ek hierdie boodskap vir jou gegee. En ek wil hê dat die vensters van God se hemele oor jou oopgetrek moet word. So, baie liefde en seëning vir jou, Pastoor Wally, liefde en seëning. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.